Iemand sê nou die dag vir my, daar is nou maar deesdae min dinge waaroor mens kan glimlag, né? Die ekonomie lyk nie goed nie en die politiek is 'n gemors. En ag, dit is 'n gejaagde lewe. Ons hardloop van bakboord na stuuroord om net die pot aan die kook te hou, net om 'n kossie op die tafel te hou. Die lewe is 'n ratreis, sê iemand nou die dag vir my. Ons hardloop net. 'n Vrou sê die ander dag, weet jy, ek het nie eers 'n dagboek nie, want my lewe is net eenvoudig te vinnig om nog 'n dagboek ook te hê. En dan kom Paulus, né, en hy sê in Filippense 4, hy sê, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan gaan Paulus verder en hy sê verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Ja, Paulus, mens kan nou maklik dink, ja, Paulus sê dit maklik, hy was 'n groot sendeling en als, maar weet jy, Paulus het dit ook nie altyd maklik gehad nie. Hy het ook nie altyd groot rede gehad om bly te wees en te glimlag nie. Ons lees van soveel kere wat hy in die tronk beland het, omdat hy die evangelie verkondig het. Ons lees van soveel kere dat hy gegeesel en geslaan is. Daar word in die skrif vertel dat hy een keer amper doodgeslaan is, omdat hy die goeie nuus vir mense gebring het. Maar Paulus sê, te midde van dit, te midde van al die kere wat hy in die tronk was en wat hy gelei het, sê hy, wees bly, ek herhaal, wees bly in die Here. So daarom moet ons ook, soos Paulus, geen nie om wat die omstandighede is, ons self verheug oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. En dan luister mooi wat hy sê ons moet doelbewus ons gedagtes op die mooi dinge van die lewe fokus. Want jy sien, 'n mens se gedagtes, as jy die hele tyd negatiewe, neerdrukkende, slegte goed gaan dink, dan sit amper soos 'n vullisblik wat jy die hele tyd stinkgoed ingooi, nou, dan raak jou gedagtes soos hierdie vullisblik. En dan wat gaan gebeur? Dit gaan begin stink, né? Jy gaan nie meer later positief kan dink nie. En wat Paulus hier vir ons sê, is hy sê, wees bewus van dit, dink bewustelik positiewe en mooi en opbouende en liefdevolle goed. En weet dat God by jou is en dat jy in staat is tot enige iets deur die krag wat hy vir jou gee. Paulus gee vir ons goeie raad. Hy sê dat ons moet bid. Ons moet ons bekommernisse in gebede verander. En ons moet ons sorge na God toe vat. En ons moet dit by sy voete los. So baie keer dan bespreek ons bekommernisse met die Here, né? En dan sê ons amen, maar dan vat ons maar weer daai ou pakkie. En ons loop weer gebukkend vir daai pakkie. In plaas van daarvan om daai pakkie by Jesus se voete, by God se voete te los en om te vertrou dat hy sal sorg en dat hy sal uitkoms gee. En dan net verder te leef, die lewe aan te gryp. Kom ons leef ons geloof. Kom ons leef vol blydskap. Jy geweet dat jy 'n lewe van oorvloed kan hê, te midde van 'n stikkende wêreld, te midde van 'n lewe wat dalk bietjie de mekaar is of bietjie uitmekaar uitval. Dit is wat God vir ons kan gee. Wat 'n vreugde om aan God te kan behoort. Kom ons gee ons lewens opnuut aan hom. Kom ons begin weer bly wees in onsself verbly en verheug oor die Here. En ons volg hierdie goeie raad wat Paulus vir ons gee.